Goeiedag en baie welkom by sessie 7 van ons hersiene module 4. In hierdie sessie praat ons bietjie meer oor ons harte, dat ons harte ook moet stil word. Nou ons sluit aan by die vorige sessie waar ons begin praat het oor Lectio Divina en die verskillende fases van Lectio Divina, wat uitloop op Contemplatio, wat eintlik net beteken dat ons in stilte in God se teenwoordigheid vertoef. Net om by hom te wees en hom lief te hê. Nou dit is eintlik vir my 'n groot jammerte dat ten spyte van al die groot voordele wat die reformatie dalk ingehou het, wat ons op baie punte teruggebring het na skrifwaarhede toe, het ons hierdie vorm van gebed grootliks na die reformatie verloor. Dit het in 'n tyd plaasgevind waar daar 'n baie sterk klem gelê is op die menserede en dit wat jy kan verstaan. Daar was baie aksent daarop gelê dat ons net kan glo ook wat ons kan verstaan. En die drukpers is ontwikkel in daardie tyd, geskrifte toegeneem en mense het baie gefokus op ontleding van tekste, verstaan van tekste, om dit te verklaar voordat dit geloofwaardig kan wees. En daai selfde proses het 'n baie groot effek gehad ook op die kerk. En daar het die aksent in die kerk ook verskuif na 'n meer akademiese omgang met die woord. Om die woord te probeer verstaan en te ontleed en te eksegese te doen om vas te stel presies wat sê hierdie teks nou eintlik vir ons. Maar sonder om werklik te besef dat daai akademiese prosesse kan ook nie foutloos noodwendig wees nie. Dit is ook nie altyd presies die regte resultaat wat dit vir ons gee nie. Want die hele atmosfeer waarin die Bybel geskryf is en geopenbaar is, gaan oor die Gees van God wat werk, wat geïnspireer het, maar wat ook verhelder en verklaar en verduidelik. En daardie deel van die ontvang, die luister, die wag op die Here, vind baie meer plaas in stil gebed of stil wees by God. Eintlik het navorsing gewys dat dit so is, dat wanneer mens net in stilte by God vertoef, sonder woorde, dat daar baie diep genesing in jou menswees plaasvind, in die onderbewuste. Daar waar jy glad nie eers bewus is van wat gebeur nie, daar werk God se Gees, en daar vind genesing plaas. Nou ek noem hier in die sessie dat baie mense, as hulle met hierdie proses begin, van meer tyd spandeer met God in stilte, dat daar soms ongemaklikheid by hulle is, want hulle voel daar gebeur nie regtig iets nie, of daar kom allerlei goed na vore in hulle gedagtes, wanneer hulle stil word. Hulle gedagtes, mens kom eintlik agter hoe aktief jou denke is, hoeveel dinge in jou gedagtes rondmaal, want dit is wat na die oppervlak kom. En dit bring ook allerlei wrokke en seer na vore en dinge wat jy nie afgehandel het nie. En aanvanklik in mense lewe stoot jy daai goed maar net een kant toe en jy gee vir ander mense die skuld daarvoor. Maar hoe meer jy leer om by God stil te word, hoe meer kom jy agter. Die skuld is nie daar buite nie. Die probleem is eintlik hier binne. En jy kan dit ook nie self oplos nie. Dit kan net verander deur God se aanraking, deur genesing wat plaasvind in sy teenwoordigheid. En dit is waarom hierdie kontemplatiewe stil gebed, net vertoef by God, so belangrik is. Want dit is in daardie tyd, waar daar werklik, hier diep binne-in, genesing plaasvind, heelwording plaasvind, dat jy tot rus kan kom. As jy bietjie meer hieroor wil leer, 'n baie meer hedendaagse vorm van beoefening van kontemplatiewe gebed, word genoem centering prayer. En dit is deur 3 Rooms-Katolieke priesters ontwikkel, Thomas Keating en 2 van sy vriende. En dit het 'n geweldige impak op die hele westerse wêreld gehad, waar mense weer besluit het om 20 minute op 'n dag te gaan stil word. En net in stilte met God te vertoef. En dan net een woord, of 'n paar woorde, of 'n gedagte gebruik om hulle fokus te bou. Om met daai een woord stil te word en as hulle agterkom, hulle gedagtes dwaal,
dan kom weer daardie woord na vore. Nou ons gebruik ook die Jesusgebed daarvoor, wat ons verder later in die module oor sal praat. Die Jesusgebed is basies net die woorde, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. So dis 'n frase wat jou kan help om net weer terug te keer en net weer stil te raak en te fokus. So ek wil baie sterk aanbeveel dat jy tog miskien die moeite sal doen en net Centering Prayer sal Google, ook op YouTube, en dalk na 'n paar video's kyk van mense wat dit beoefen of wat daaroor praat, hoe hulle dit doen, wat hulle aanbeveel. Dis baie goed om dit ook op 'n gebedstoeltjie te doen, terwyl jy op 'n gebedstoeltjie kniel. Of andersins net soos op 'n kombuisstoel, waar jy gemaklik regop kan sit, jou bene langs mekaar, jou hande gemaklik gevou in jou skoot, sodat dit nie nodig is om kort te skuif of te voetel nie, maar dat jy net ontspanne in 'n wagtende houding voor God kan sit. En jy kan jou wekker stel. En miskien is in die begin baie moeilik wees om 20 minute lank te doen, begin by 10 minute. Maak dit geleidelik soos wat dit vir jou makliker raak, langer. En moenie ongeduldig wees nie, moenie na 'n paar sessies se doen daarvan besluit, nee, wat dit werk nie vir my nie. Dis iets wat tyd vat om in te oefen. Ek het dit byvoorbeeld, toe ek jonger was, ek weet nie hoe lank nie, seker maklik 'n paar jaar gedoen, waar daar geen dramatiese groot veranderinge plaasgevind het nie, of ek niks vreeslik dramaties beleef het nie, maar mettertyd agtergekom het, hoe dit in myself stiller raak, ek rustiger raak, ek nie meer so maklik opgewerk raak oor sekere goed nie, dat daar wel skuiwe plaasvind op 'n dieper vlak, as net die rasionele. En dis soos ek sê, waar God in die onderbewuste werk. So dit gaan daaroor dat jy net na God toe kom, en jouself op sy teenwoordigheid instel, met die bewuswording en die bewussyn in jou, dat jy nie maar net hier is om in stilte te sit nie, maar jy's hier in God se teenwoordigheid. Jy's hier net om by hom te wees, bewus te word van sy grootsheid, om in 'n staat van aanbidding oor te gaan, bewondering, verwondering, liefde, 'n wete van wie God is, van hoe hy is, en tot die aanvaarding te kom dat jy een van die mense is vir wie hy geweldig baie lief is, by wie hy betrokke is, in wie hy belangstel, en om met daai wete by hom te vertoef vir 10, 15, 20 minute. Nou, ek wil weer, ons het dit al baie gesê, ons trek al by module 4, hoe die belangrikheid van stil word, en julle sal weet ook, die riglyne wat hier gegee word in Lectio Divina, is basies die riglyne wat ons reg van die begin af gevolg het. Ons het dit net bietjie makliker gemaak, anders gestel op 'n ander manier, dat jy kan joernaal hou daaroor. Maar dit is maar eintlik waaroor dit nog die heeltyd gaan, oor luisterende gebed, afwagtende gebed. So, moontlik het jy al redelik daarvan ingeoefen en gaan dit nou net 'n bietjie verder. So, dit is baie goed as jy daai dors in jou het, om iets meer van God te ervaar en te beleef, en by hom te vertoef, 'n meer intieme kennis. Maak tyd daarvoor. Jy weet, dit is maar die een ding rondom hierdie goed, dat dit gebeur nie sommer van self nie. As jy nie dit in jou dagboek inskryf, en afsprake met God maak, wanneer gaan jy stil word, waar jy luister na die woord, meditatief met die woord omgaan, en wanneer gaan jy tyd inruim vir kontemplatiewe gebed, om net by God te vertoef, net by hom te wees, net net sy teenwoordigheid te absorbeer. As jy nie tyd maak daarvoor nie, gaan dit nie gebeur nie. Dit gaan nie sommer van self gebeur nie. Maar die wat dit doen, sal ervaar dat daar wel 'n groot verskil in hulle lewe plaasvind. Trouwens, ek het selfs gelees dat daar baie mense is, selfs nie gelowiges, wat deesdae net in stilte 20 minute 'n dag mediteer. Nou, al wat hulle doen is om maar net stil te word. God is nie deel van die prentjie nie.
Maar dis net om meer bewus te word van wat in hulle binneste omgaan en om net af te skakel. En dit is wetenskaplik bewys dat byvoorbeeld in 'n groot stad, as 1% van die mense daar per dag stil word op hierdie manier, dan neem die misdaadvlakke af. Dan is daar 'n verandering. Nou dink net wat kan gebeur as gelowiges dit begin doen in afwagting op God. Die impak wat dit kan hê op die omgewing rondom jou. Dis nie iets wat jy doen nie, dis iets wat God doen. Maar dit is een van die misteries van hoe God werk, as hy in een mens werk wat vir hom die kans gee om rustig te raak, om 'n mens van gebed te word. Dan begin daardie rustigheid en atmosfeer oorloop na jou omgewing toe. Dis ook bewys dat 'n mens, die impak wat 'n mens het, kom baie sterker uit jou hart uit, as uit jou verstand uit. Met ander woorde, as jy saam met mense in 'n gesprek sit, dan is dit wat in jou hart leef, maak 'n groter impak op hulle, as die woorde wat jy met hulle deel. Baie dankie dat jy weer saam geluister het, en oefen gerus hierdie manier van wees by God.